'n ander interessante vraag is natuurlik hierdie vraag rondom Moses en Elia, saam met Jesus op die berg van verheerliking. Die vraag is natuurlik, bewys die feit dat Moses en Elia saam met Jesus verskyn op die berg, bewys dit dan nie vir 'n mens dat die siel van die mens dadelik na sy dood hemel toe gaan nie? Kom ons lees daai gedeelte in die skrif. Ons vind dit daar in Lukas hoofstuk 9, vers 28 tot by 30. En omtrent 8 dae na hierdie woorde het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem en op die berg geklim om te bid. En terwyl hy bid, het die voorkoms van sy aangesig anders geword en sy klere skitterend wit. En daar was 2 manne in gesprek met hom. Dit was Moses en Elia. Dis hoe Lukas dit beskryf. Markus beskryf dit so, hy sê, en daar het aan hulle verskyn Elia saam met Moses en hulle was in gesprek met Jesus. Die vraag hier is nou dit, bewys die feit dat Moses 'n eie persoon daar was, dan nie dat 'n mens 'n onsterflike siel het, nie, want Moses is mos dood en begrawe in die tyd van die Exodus. Nou die antwoord is die volgende, 'n mens kan hierdie verheerliking op die berg op 2 maniere sien. 'n Mens kan dit moontlik sien as bloot 'n visioen, of dis 'n werklike gebeurtenis. As dit bloot as 'n visioen gesien word, is die vraag rondom Moses eintlik irrelevant, want as 'n profeet byvoorbeeld in visioen is, kan hy die beelde van 'n man of 'n vrou sien, maar dit beteken nie dat hulle werklik voor hom verskyn het nie. Maar as ons aan die ander kant hierdie gebeurtenis letterlik sou sien, wat ek wel glo wat dit wel is, dan is die vraag rondom Moses se siel ook eintlik irrelevant, is dit nie? Want die hele verhaal in die Bybel praat hoegenaamd nie van 'n onsterflike siel of die gees van Moses wat genoem word wat daar langs Jesus gestaan het nie. Inteendeel lees ons dat Jesus persoonlik daar was. Persoonlik teenwoordig in die vlees en dat Moses en Elia langs hom gestaan het. Nou ons weet dat Jesus werklik was, want die woord het vlees geword. Ons weet ook uit die Ou Testament dat Elia liggaamlik hemel toe gegaan het. Hemel toe geneem is. Daarom kan ons aflei dat hy, Elia, werklik daar was. En nou is hier niks in hierdie hele verslag wat vir ons aandui dat Moses minder werklik was nie. Die verslag in die Bybel sê nie dat Moses se siel of dat Moses se gees teenwoordig was nie, maar dat Moses self daar was. En uit die disippels se reaksie kan ons aflei dat hulle dit ook so ervaar het. Hoor wat sê Petrus. Lukas 9:33. En Petrus sê vir Jesus, Meester, dis goed dat ons hier is, laat ons dan 3 hutte maak. Een vir u, en vir Moses een, en een vir Elia. So Petrus het dit as 'n werklikheid aanvaar. So die vraag is, wat hieruit nou volg, is daar dan kinders van die Here wat reeds in die hemel is? En die antwoord is eintlik ja. Moses en Elia. En dan natuurlik nog Henog ook. Kom ons kyk na die 3 gevalle wat die Bybel vir ons aandui wat eintlik reeds in die hemel is. Hier op die berg van verheerliking verskyn Moses en Elia aan Jesus volgens Lukas 9. Maar hoe verstaan ons dit nou? Het Moses dan nie gesterwe nie? Hy is mos as gevolg van sy ongehoorsaamheid is hy mos belet om die beloofde land in te gaan, saam met die volk oor die Jordaan te trek.
om Palestina in besit te neem. Ons lees dat hy gesterf het. Kom ons lees dit. Deuteronomium 34 vers 5. Toe het Moses die knegt van die Here daar gesterwe in die land Moab, volgens die bevel van die Here. In vers 6 sê, en hy het hom in die dal in die land Moab teenoor Bet Peor begrawe. Merk jy op, die hy is in hoofletter. En hy het hom in die dal in die land Moab begrawe. En niemand het tot vandag toe sy graf geken nie. So hieruit blyk dit dat die Here self die liggaam van Moses begrawe het. En dan lees ons ook van 'n woordestryd oor die liggaam van Moses. Ons lees dit in Judas 1 vers 9. Maar toe Michael, die aartsengel, met die duiwel in 'n woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê die Here bestraf jou. So daar was 'n woordestryd oor die liggaam van Moses. Sou God hom opwek of nie? Blykbaar het die Satan God se reg om dit te doen betwis. Daar sou geen woordestryd gewees het as dit net oor die liggaam van Moses gegaan het, of hy bloot begrawe moes word of nie begrawe moes word nie. Dit sou eintlik van minder belang wees. Wat meer van belang is hier is 'n teksvers wat ons in Romeine vind om vir ons hierdie venstertjie oop te maak. Romeine 5 vers 14. Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses. Die dood sou net heers tot op Moses. En dit is wat die duiwel teengestaan het. Hy wou verhoed het dat Jesus Moses uit die dood opwek. En dan lees ons dat die Here het hom bestraf. En dat hy wel dan vir Moses uit die dood het opgewek het, is duidelik, want hier op die berg van verheerliking was dit Moses en Elia wat aan hom verskyn het. So Moses is opgewek en die Here het hom hemel toe geneem. En Elia, was hy ook in die hemel? Kom ons lees. 2 Konings 2 vers 1. En toe die Here Elia in 'n storm na die hemel sou opneem, het Elia en Elisa uit Gilgal uitgegaan. En terwyl hulle al deurloop en spreek, kom daar met eens 'n wa van vuur met perde van vuur wat skeiding tussen hulle twee maak, en Elia het in die storm na die hemel opgevaar. Wat was hierdie wa of perde van vuur? Wat was dit? Kom ons gee die Bybel kans om vir onsself die antwoord te gee. 2 Konings 6 vers 17. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Met ander woorde, met hierdie kragtige vertoning van krag is Elia opgeneem in die hemel. En saam verskyn Moses en Elia dan op die berg van verheerliking by Jesus. 'n Laaste vraag, is daar nog iemand in die hemel? Ja, natuurlik, Henog. Nou van Henog lees ons in Genesis 5, vers 24. En Henog het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Nou, die Bybel gee van ons 'n aanduiding dat Henog so naby aan die Here geleef het hier op die aarde, dat die Here eintlik amper vir hom kom sê het, jy leef amper asof jy in die hemel is, kom, ek neem jou. Kom ons lees dit, hier in Hebreërs 11 vers 5. Deur die geloof is Henog weggeneem, om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. So Henog het so 'n pragtige lewe geleef dat hy
deur die Here hemel toe geneem is. Net 'n slotgedagte, dink daaraan. Henog, wie verteenwoordig Henog as ons aan God se kinders dink? Henog verteenwoordig al die gelowiges voor die vloed. Hy is die verteenwoordiger van al die gelowiges voor die vloed in die hemel. Moses, wie verteenwoordig Moses? Moses verteenwoordig al die gelowiges wat gesterf het voor die wederkoms. Hulle wat gesterf het en opgewek gaan word, soos wat hy gesterf het en opgewek is. Elia verteenwoordig al die gelowiges wat lewend gaan wees wanneer Jesus kom. Hulle wat lewendig hom gaan sien kom in 'n wolk saam met al die engele. Dis die antwoord. Ek hoop dit is vir u nou duidelik. Dit was 'n werklike geval, Moses en Elia saam op die berg, en ons het eintlik hierdie vertroosting dat die Here vir ons gee, dat daar is reeds 'n verteenwoordiging in die hemel vir elkeen van sy kinders hier op aarde.